is hierso saam met Juffrou van der Westhuizen met betrokke tot tegnologie en videospeletjies. Juffrou, hoe sien juffrou die rol van videospeletjies in e-sport in vandag se onderwysstelsel? En is dit vermaak of kan dit ook 'n opvoedkundige ding wees? Goeie Wernie. Ek dink in die verlede het mens altyd e-sport en videospeletjies gesien as slegs te vermaak, maar in vandag se dae as mens matigheid voor oë hou en dit reg beheer, kan e-sport en videospeletjies ook opvoedkundig vir die leerders wees. Juffrou, watter vaardighede dink juffrou kan leerders aanleer deur e-sport en videospeletjies te speel? En hoe vergelyk dit met tradisionele sport? Ek dink die leerders kan baie vaardighede aanleer deur videospeletjies te speel. Ons begin met hand- en oogkoördinasie. Dit is een van die belangrike dinge wat vir leerders aangeleer word. Daar is ook ander vaardighede soos hulle ontwikkel probleemoplossingstegnieke, hulle leer om krities te dink, hulle ontwikkel kognitiewe vaardighede en sosiale vaardighede. Hulle leer om met ander mense te kommunikeer en te gesels. Ek dink dan die vaardighede wat mense van tradisionele sport kry is weer emosionele, fisiese en interpersoonlike ontwikkeling. Juffrou, dink juffrou daar is 'n plek vir e-sport in vandag se amptelike buitemuursaktiwiteite by skole? Ek dink so. Daar is baie loopbane in e-sport wat van die kinders kan volg na skool. Die gaming, soos mense dit noem, het oor die laaste ruk baie gegroei. So ek dink as kinders daarin belangstel om e-sport en videospeletjies te doen na skool, is daar regtig baie loopbane. En dit maak ook 'n plekkie en aktiwiteite vir die kinders wat nie soveel deelneem aan ander sport- en kultuuraktiwiteite by die skool nie. Juffrou, hoe kan tegnologie soos virtuele realiteit of simulasies gebruik word om kinders te help werk beter te maak en interaktief te maak? So virtuele simulasies is ook iets wat in die afgelope paar jare baie gegroei het. Ek dink dat mens virtuele simulasies en virtuele realiteit kan gebruik om 'n kind en leerders te laat voel asof hulle op 'n ander plek is terwyl hulle in die klaskamer is. Kom ons vat byvoorbeeld 'n wetenskapklas. Met virtuele simulasies kan ons die kind laat sien en voel hoe dit binne 'n menslike hart lyk. Dit beteken dat leer interaktief sal plaasvind, die kinders die les interessant sal vind en hulle meer sal leer en baat vind as die tradisionele handboeke waaruit ons nog altyd werk. Ja, juffrou, kan dink die handboek is maar 'n bietjie boring. Dit is, en ek dink as kinders prentjies en in regte lewe voorbeelde kry, leer hulle makliker en vinniger. Juffrou, is daar enige risiko aan oormatige gebruik van tegnologie of videospeletjies onder kinders en tieners en hoe kan skole en ouers dit beheer? Ek dink daar's baie risiko's. Ek dink ook dit is beheerbaar. Kom ons vat byvoorbeeld, sê nou 'n kind speel die hele dag videospeletjies. Dit sit stremming op hulle oë. Hulle is nie so aktief nie, so hulle oefen nie so baie nie, so dit kan gewigsopname probleme hê. Hulle kan gewig optel. Hulle kan belangstelling in ander aktiwiteite verloor. Hulle kan glad nie meer belangstelling in sport of kultuuraktiwiteite nie. Hulle akademie kan agteruit gaan. En dan is daar ook die probleem van krietaal, kriebeelde en beeldmateriaal wat nie van toepassing op ons leerders is nie. Ek dink wel ouers kan dit beheer deur limite op skermtyd te plaas, byvoorbeeld 'n uur of 2 per dag. En hulle moet ook seker maak dat verbode webtuistes op hulle kinders se fone geblok is. Mens doen dit sommer vinnig met ons baie instellings wat mens kan gebruik. En ek dink by skole moet skole streng reëls in plek stel met die gebruik van tegnologie. En as daar die reëls oortree word, moet daar ook streng nagevolge wees vir die leerders. Baie dankie, juffrou. Dankie wel.